Ons bid. Here Jesus, U leef, U hoor gebede, U maak ons nuut, U maak ons vry, U verlos ons van sonde. U maak ons lewe vol dat ons begin oorloop soos 'n fontein. Heilige Gees, ons wil U beter leer ken. Gees van God, ons wil so graag dat U ons lewe totaal en al sal beheer. Ontmoet ons in hierdie oomblikke. Dankie dat U hier is. Ons oë is net op U gerig. Amen. Ek wil begin om 'n belangrike vraag vir jou te vra. Is alle Christene vervul met die Heilige Gees? Sê bietjie vir mekaar, wat dink jy is die antwoord? En as jy sê ja of nee, gee ook 'n rede hoekom jy so dink. So, kom ons draai gou bietjie na mekaar. Sê gou vir mekaar. Wie sê almal, alle Christene is vervul met die Heilige Gees? Wie sê alle Christene is nie vervul met die Heilige Gees nie? Ok, dis 10, 5, 20 buite stemme. Kom ons kyk net gou wat sê die Bybel hieroor. Die Bybel vertel byvoorbeeld 'n verhaal in Johannes 3 van 'n man wat na Jesus gekom het in die nag om by hom te hoor. Kan 'n mens seker wees jy gaan hemel toe? En wat moet jy doen om hemel toe te gaan? Want hy is ontevrede met sy godsdienst. Hy het begin agterkom, Jesus doen dinge en sy godsdienstige lewe is anders as die Fariseërs. Hy sien 'n geestelike doodsheid by die skrifgeleerdes en die Fariseërs in die sinagoge. En hy sien by Jesus 'n sprankeling in lewe en nuutheid en liefde en wonderwerke. Daarom kom hy in die nag. Hy wil nie hê iemand moet weet nie. Hy kom geheimsinnig om by Jesus hierdie antwoord te kry, want die kerk moet net nie uitvind hiervan nie. Dat hy positief is en met Jesus gaan praat en vir hom hierdie vraag vra, net wil hulle weet, wat het jy gevra? En julle ken die verhaal van wat daar gebeur het, dat Jesus vir hom sê, Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy nooit in die hemel kom nie. 'n Mooi manier om vir Nikodemus takvol te sê, Nikodemus, as jy nou sterwe, gaan jy hel toe. Jy gaan nie hemel toe nie. Wie was Nikodemus? Hy was 'n skrifgeleerde, 'n rabbi, iemand wat die skrifte bestudeer het, dit geken het en dit geleer het vir ander. Hy was 'n toegewyde Fariseer wat gebly het om by al die wette en dit stiptelik gehoorsaam het. Nikodemus was 'n voorbeeldige man in die samelewing. Hy was een van die 70 uitverkore Joodse raadslede van die Sanhedrin. En Jesus sê vir hom, met jou godsdienst en jou mooi lewe en jou voorbeeldige lewe, sal jy nie in die hemel ingaan nie. Tensy jy weergebore word. En dan verstaan hy dit nie, en dan verduidelik Jesus van, ek praat nie van 'n fisiese geboorte, ek praat van 'n geestelike geboorte, waar die Heilige Gees in jou lewe inkom, en jy 'n nuwe mens in jou binneste ontvang, en 'n nuwe mens begin in jou lewe, wat vir ewig lewe, 'n lewe deur die Gees.
As jy nie gebore word deur water en gees, sal jy nooit in die hemel kom nie. As die Here jou hart nie kom skoon was van sonde nie, is dit nie weg nie. As die Here nie deur sy gees jou kom vul, is jy nie 'n kind van God nie. So, wat sê ons? Jesus verduidelik, as jy regtig 'n kind van die Here is, het jy dit geword deur die werking van die Heilige Gees. Dan is jy 'n Christen, en dan is jy 'n kind van God. So alle Christene het die Heilige Gees. Hulle is gevul met die Gees, maar hulle is nie vervul nie. Johannes 3 vers 3 sê daarop, sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Nikodemus, jy's godsdienstig, maar jy's ongered. Jy is vroom en 'n goeie godsdienstige mens, maar jy's nie 'n kind van God nie. En jy gaan nie hemel toe nie. Jy sal nie in die koninkryk inkom nie. In Romeine 8 skrywe Paulus, hy sê, as die Heilige Gees in 'n mens se hart kom, en in jou lewe kom oorneem, dan roep die Gees, hy kom leer jou, jy's nou 'n kind van die hemelse Vader. Hy kom gee vir jou daai sekerheid, sodat die Heilige Gees in jou roep, Abba, Vader. Abba beteken papa. Dan sal jy vir God nie maar net iets vaag of ergens iemand nie, maar dan word hy jou Vader. Jy's in 'n verhouding met hom. Jy vra vir hom brood en hy gee nie vir jou 'n klip nie. Hy hoor jou gebede, hy sorg vir jou. So, wat is die eerste punt wat vir ons duidelik is in die skrif? Alle ware kinders van die Here, die Heilige Gees is in jou. Dis hoe jy 'n wedergebore kind van God geword het. Luister wat sê daai teks. Julle word egter nie deur die sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon nou in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So iemand wat aan Christus behoort, die Gees is in hom. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So daar is dit nou duidelik. Alle Christene is gevul met die Gees. Ja, as jy 'n Christen geword het, 'n kind van die Here, het dit deur die werking van die Heilige Gees gebeur. Die Heilige Gees is in elke wedergebore Christen. Maar nou, 'n Christen kan ongehoorsaam wees aan God. Die Here kan vir jou sê, gaan maak reg, en dan doen jy dit nie. Jy sê, ja, ek sal dit gee, ek sal dit vat, ek sal dit doen, ek sal opoffer, maar net nie nou nie. Jy kan nie, Here, ongehoorsaam wees. Die Here kan sê, gee daai tree, volg my. Dan sê jy, ja, nie nou nie. Moenie van daai vrug eet nie, Eva. Adam, beskerm haar van hierdie duiwel. Jy kan teen die Here gaan. Want jy sien, die probleem is, as die Gees van die Here in ons lewe inkom, verdwyn my ou natuur nie. Dit waarmee ek gebore is op die breë pad, my sondige, selfsugtige neigings en geaardheid, is nog by my. Ek is nog hierdie ou mens. Ek wil nog weer na hierdie onsedelike, oneerlike, hiermerige goeders terug. Ek wil na daai ou lewe terugdraai. Want my ou natuur, dis sy aard. Hy wil in hierdie sondige wêreld, wil hy teruggaan. En hy's nog in my, hierdie ou mens. Maar ek het nou teen hom gekies. En ek het die Heilige Gees gevra om in my te kom. Nou is hier twee magte in my. Die Heilige Gees is in my, en my ou natuur is nog steeds daar.
En daarom, my ou natuur die verdwyn nie, luister wat sê Galasiërs 5. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Moenie meer toelaat die ou natuur. Laat die Gees van God julle beheers. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur. Jy kan nie weet jy kan regkry om nie weer te sondig nie. As jy nie weer toelaat dat jou ou natuur oorvat nie en jy die Gees van God toelaat om jou te beheer, sal jy nooit soeg voor die begeertes van jou sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur, my ou natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, jy kan kies. Jy kan die Gees ongehoorsaam wees, die Gees kan jou lei hierdie kant toe, en jy sê nee, ek gaan nie. Ek sal later. Maar as jy jou deur die Gees laat lei, dan staan jy nie meer onder die wet wat jou gaan aankla oor sonde. Dan gaan jy nie weer sonde doen nie. Dan gaan jy nie buite die wil van die Here beweeg nie. Kan jy agterkom wat leer die Bybel ons? As jy 'n kind van die Here word, is die Heilige Gees in jou. Maar weet jy kan die Heilige Gees ongehoorsaam wees. Jy kan jou nie steur aan as hy met jou praat nie. Want jou ou natuur het nie verdwyn nie, en daarom kan jy die Gees van God bedroef. Ons het ons gesê, hy is die derde persoon van die drie, en hy is 'n goddelike wese. En hy is 'n persoon, soos Jesus en soos God. En jy kan met hom 'n persoonlike verhouding hê. En as hy 'n persoon is, kan jy hom hartseer maak. Kan jy hierdie verhouding laat versleg. Jy kan ongehoorsaam wees en vir sonde plek gee weer. 'n Christen kan weer sonde doen. Maar jy het 'n keuse. Jy kan weer toegee aan jou ou begeertes en jou sondige geaardheid en luister na hierdie verkeerde neigings. Maar dan gaan jy die Gees van God bedroef. Dan is jy nie vervul met die Gees nie. Die Gees is nie in beheer van jou lewe nie. Jy is nie vervul nie. Want jy bedroef hom. Jou verhouding met hom is nie reg nie. Luister wat sê Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Hy skryf aan die Christene. Jy kan die Heilige Gees weer bedroef, en dan is jy nie vervul nie. Moet nooit, hoe bedroef jy die Heilige Gees? Jy laat onheiligheid in jou lewe toe. Die Gees van God is die Heilige Gees. As jy sonde in jou lewe toelaat, dan bedroef jy hom. Daarom sê hy, moenie die Heilige Gees bedroef nie, moenie verbitterd word, kwaad en opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel. Moet niks doen wat sleg is nie. Dis jou ou natuur, dis hoe jy van nature reageer. Maar dit gaan die Gees wat in jou is nou bedroef. Wees goedgesind. Dis die Gees. En hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Sien jy, nou het jy 'n nuwe natuur. En jy het 'n ou natuur. En die ou natuur wil nog steeds kom. En hy wil hierdie woede, en hierdie gevloek, en hierdie geskel, en hierdie slegte goed, wil hy maar weer in jou lewe inbring as 'n Christen. Maar moenie dit doen nie. Jy gaan die Heilige Gees bedroef. Die Gees wat vir jou wil goedheid laat uitvloei uit jou lewe, wat vir jou hartlik wil maak, dat mense graag by jou wil wees, dat hulle graag met jou wil praat, want hier is 'n hartlikheid, en 'n vriendelikheid, en 'n liefde. Jy's nie 'n nors, eenkant in bot mens nie. Jy's oop. Jy's hartlik teenoor hulle. Jy vergewe mense wat jou onreg aangedoen het. Met ander woorde, ons kan die Heilige Gees bedroef. En dan is ons nie vervul nie. En ons doen dit as daai gedeelte, as
So nou gisteroggend daarvan gepraat oor in Efesiërs wat praat oor die sonde wat daar nog by Christene kan voorkom. Luister 'n bietjie hierdie goed wat hy hierso noem. Hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Julle is nou kinders van God. Hoe sê 'n pa vir sy kind? My kind, hoe kan jy so optree? Dit pas nie by jou nie. 'n Oulike kind soos jy, vloek nie so nie, lieg nie so nie, klap nie so nie, maak nie so nie. Ek kom nie by hom sê, julle hemelse Vader sê, julle moet nou ophou om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek, nie saggies werk nie, ek is klaar. Haar nommer is van my foon af. Ek kontak haar nooit weer nie. Ek sal hierdie ding nie weer plek gee nie. Ek sny dit uit my lewe uit. Ek breek met die ou, sondige mens in julle, wat deur sy sondige begeertes verteer word. Dis hoe ons ou natuur is. Hy het hierdie verkeerde begeertes, en hy hou aan daarmee. Hy wil ons verteer en ons weer met daai begeertes insleep. Hy sê, maar julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Nou kan hulle vir Jesus in jou sien. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Want dan gaan julle die Heilige Gees nie bedroef nie. Maar as julle hierdie gedrag weer toelaat, gaan julle die Heilige Gees van God bedroef. Nou kan jy sien, as ons as mense in die kerk nie eens weet van vervulling met die Heilige Gees nie, dan is ons glad nie so bekommerd om sonde eers te doen nie. Want ons kom nie agter ons bedroef hom en ons stoot hom uit ons lewe eenkant nie. Maar as ons die Heilige Gees leer ken en met hom in 'n verhouding is, dan maak hy ons bewus, hoorie, daai was nie reg wat jy gedoen het nie. Hoorie, jy moet nie so maak nie. Jy het mos nou nie presies die waarheid vertel nie. Dan begin die Gees van God jou lewe beheer en hy verander jou dat jy volkome volgens die wil van God lewe. Daar is nie meer opening vir bietjie sonde, vir klein sondetjies, vir wit leentjies nie. Nee, nou lewe ons heilig, soos wat die Gees van God wat in ons is, heilig is. So dis wat die Bybel vir ons leer. Hy leer ons ou natuur is nog daar, ons kan die Gees bedroef, ons kan weer sonde doen, en ons moet weet, hy is die Heilige Gees, wat nie vir sonde plekke het nie, en nie saam met sonde in jou wil lewe nie. So, met ander woorde, hoor jy wat ek sê, die Bybel leer, alle Christene is nie altyd vervul met die Gees, onder die volle beheer van die Heilige Gees nie, wat hulle laat sonde toe. Goed, nou, daar is ook in 1 Tessalonisense 5 vers 19 'n belangrike teks, wat sê, as Christen kan ons die Heilige Gees weerstaan. Hy kan iets niets by jou wil doen en jy sê ek sal nie. Ek wil nie. Ek is nie hy tipe nie. Ek gaan nie nou in 'n klein groep inskakel nie. Ek hou nie daarvan om te getuig nie. Ek is nie so, dis jou ou natuur. En dan gaan jy die Gees keer en weerstaan. Wat het in Tessalonisense gebeur in die gemeente? Gaan kyk bietjie daai gedeelte. Hy sê, moenie die Heilige Gees weerstaan nie. En moenie die profesieë verhinder nie. Maar keer hulle. Beproef dit die goeies en beproef al die profesieë en behou die goeies. Nou, die duiwel het daai teks nou al mooi uitgelê vir die tieners, né? Nee, ek gaan na hierdie verkeerde partytjies toe, ek beproef al die dinge en ek gaan net die goeie daar uit vir my hou. Nee, het gaan oor profesieë. Toets die profesieë wat daar kom. En as iemand dit sê, dan kan jy nie sê, so sê die Here nie. Jy kan sê, dis wat ek in my hart voel, wat die Here op my hart lê, maar jy moet dit toets. Dis die hele gedeelte wat hy vir die Tessalonisense skryf. Hy sê, julle moenie die profesieë keer nie, julle moet dit keur. EU. Julle moet seker maak dat dit in lyn is met die woord van God, en dat julle anders, die Gees en die ander mense, ook saamstem daarmee. Daarom het ons in ons gemeente vir baie lank nooit, is nou nog so, ons laat nie iemand toe om 'n profetiese woord vir die gemeente te bring,
as dit nie eers getoets is voor die tyd nie. En as dan daar vrede oor is, en daar bevestiging is, baie keer sal iemand voor die diens, nog voor enige iemand weet waaroor die preek gaan, dan kom daai persoon met 'n woord, of 'n prentjie, of 'n beeld, wat presies sê, wat die preek gaan sê. Dan weet ons, maar hierdie lê in lyn, dis dieselfde oorsprong, dis die Gees, ons het hierdie profesie getoets, en nou, behou ons net die goeies, en die ander verwerp ons. So dis waaroor het gaan. Maar nou sê Paulus vir hulle, pas op, julle kan die Gees se werking in die gemeente keer. Moenie die Gees weerstaan, en die profesie verhinder nie. Julle kan dit keer. Hulle het dit gestop en gesê, luister, dis die dominee wat hierso praat. Ek laat nie toe dat iemand anders op agter die mikrofoon staan nie. Niemand anders het 'n woord nie. Niemand anders profeteer nie. Dis die dominee alleen. En daar stop hulle die profesie, hulle stop die werking van die Gees, en hulle is nie onder die Gees se beheer en vervul nie. Luister wat staan hier in 1 Tessalonisense 5:19. Moenie die werking van die Heilige Gees teestaan nie, want jy kan. Die Gees wil met jou 'n tree gee na môre toe. Hy wil hê jy moet met iemand kontak maak. Jy kan dit weerstaan. Jy gaan jou vervulling verloor, want jy gaan nie onder die Gees se beheer leef nie. Jy gaan keer dat die Gees deur jou werk. Moenie die vlam uitblus, sê die ou vertaling, 1 Tessalonisense 5:19 staan, moenie die Gees weerstaan nie, daar staan in die ouer vertaling, moenie die vlam van die Heilige Gees uitblus nie. Jy kan hierdie kers, of hierdie lampie met die vlam, jy kan hom dooddruk. Jy sê, moenie dit doen nie. Jy sien, ons kan God se vlam in 'n gemeente smoor. Skielik is daar nie meer bekerings nie. En skielik verander mense se lewens nie meer nie. Skielik word daar 'n koudheid en 'n afsydigheid en 'n doodsheid. En die mense kom nie meer kerk doen, hulle beweeg weg van die Here en hulle gee nie meer geld nie. Want die vlam van die Gees is gesmoor. Ons het nie die Gees toegelaat om te werk nie. So ons het hulle van hom een kant gestoot. Daarom waarsku hy sê, moenie die profesie keer nie. Moenie as die Gees op 'n nuwe manier begin werk in die gemeente, moenie dit keer nie. In die NG Kerk het ons ongelukkig begin om op te hou reformeer. Die lese van ons oorsprong by die hervorming was semper reformanda. Semper beteken voortdurend, altyd reformanda, reform. Die NG Kerk is deel van 'n gereformeerde tradisie wat sê, ons verander aan mekaar om in lyn met die woord te bly. By die woord. Ons verander nie om snaaks te wees nie, maar as ons aan die sang of die offergawes of die getuienis lewe, kyk ons wat sê die woord, en ons verander volgens die woord. En as die Gees sê verander, dan verander ons. Want ons is 'n gereformeerde kerk. Die tradisie het gemaak dat ons sê, ons is nou 'n gereformeerde kerk, wat beteken ons verander niks meer nie. Ons het in die verlede so gemaak, ons sal in die toekoms so maak. Ons bly dieselfde. Hier begin die Gees in Thessalonika gemeente werk. Hier gebeur 'n nuwe ding. Gewone lidmate begin praat oor die Here. En hy sê, stop dit. Is die dominee se werk. Hy praat. Julle bly stil in die kerk. Hoor jy die gevaarlike ding wat daar is? Dat ons so maklik hierdie duif kan opjaag. Ons so maklik die Gees van die Here ongehoorsaam kan wees. Maar hier is 'n ander belangrike rede hoekom almal nie vervul is nie. Ons het gepraat oor daardie groepie Christene, 12 van hulle, wat in Efese vir 3 jaar lank gereeld by mekaar kom as 'n klein groep. En hulle het die Here lief en hulle haat die sonde. Hulle het gekies en hulle het by Johannes die Doper hulle laat doop. Want hulle het gesê, ons wil
niks met sonde te doen hê nie. Ons wil vir God lewe en ons haat die sonde. En toe kom Paulus daar en hy vra vir hulle, nou, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hy stry nie met hulle dat hulle Christene is nie, maar hy is bekommerd, hulle is nie vervul met die Gees nie, want hier is nie vrug van die Gees nie. Hier is nie werking van die Gees nie, want waar die Heilige Gees is, begin mense praat oor die Here, en dan is hulle nie meer 12 na 5 maande nie, hulle is nou 20. Want dis hoe die Gees werk. Hy maak hulle fonteine, hulle begin praat met ander, hulle begin ander help om, wat ons nou gesing het hierso. I want to tell you about my Jesus, ek wil vir jou net vertel wat hy vir my gedoen het, hy kan dit vir jou ook doen, as jy vir hom vra, dan doen hy dit nou, kom ons bid, wat gebeur dit? Handelinge 19 vra hy hulle hierdie vraag, hier is 'n fout in hierdie gemeente, julle is 12, julle bly getrou, maar julle word nie meer nie. Het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Wat antwoord hulle? Nee, ons weet nie eintlik, ons is onkundig oor die Heilige Gees. Ons weet nie van die Heilige Gees, ons weet nie dat hy gekom het nie. Ons weet nie van hierdie nuwe bedeling van die Gees nie. En dan gaan Paulus hulle verduidelik. Toe Jesus hemel toe gegaan het, en hy sê, ek begin 'n nuwe bedeling. Ek sal my Gees uitstort, ek sal kom en in julle woon, en ek sal altyd by julle wees. En my vrug en my gawes gaan in julle lewe verskyn. En ek gaan deur julle werk. En julle gaan my getuies wees. Judea en Samaria en al verder en verder. Hy bid vir hulle. En wat gebeur? Die Heilige Gees kom vat die beheer van hulle lewe. Hier is Christene wat gekies het vir God en teen sonde. Hulle het tot bekering gekom. Maar hulle is onkundig oor die Heilige Gees. En toe bid hulle dat die Heilige Gees sal kom en hulle lewe oorneem. Wat gebeur? Daai huis waarin die 12 by mekaar is, word te klein. Hulle moet die saal van Tyrannus gaan huur. Oor siesta tyd en na ure in die aand. Kom hulle nou in 'n saal by mekaar, want hulle is nie meer 12 nie. Die Gees van God het begin 'n fontein word in hulle. Hulle het begin vertel vir ander, hulle het ander ingenooi, en ander het begin saamstap, en ander het later tot bekering gekom. Dis God se plan. Dis sy plan waarom hy sy seun gegee het. Jy kan nie Paasfees vier, as jy nie hierdie plan verstaan nie. Want dis waarvoor die seun gekom het. Om vir ons 'n boodskap te gee, wat ons vir onsself moet hou. Nee, wat ons vir die wêreld moet uitdra. So lief het God die wêreld gehad. Hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, kom ek sê net gou, wat het gebeur toe die Heilige Gees oorneem? Ek het gesê die getalle het begin groei. Weet jy wat staan daar in Handelinge 19? Daar staan, omtrent die hele klein Asië het die evangelie gehoor. Hoe's daai? En daai 2-3 jaar, daarna het hier 'n ontploffing gekom en omtrent die hele klein Asië. Nie net die 12 in die dorpie nie, die hele klein Asië. Geliefdes, weet jy wat het nog gebeur? Die duiwel het nie meer plek in die dorp nie. Hulle het 50.000 silwerstukke se waarde, se towerboeke en okkultiese materiaal op 'n hoop gegooi en verbrand op die plein. Almal het daarvan geweet. Ons het kant gekies, die duiwel sal nie meer in hierdie dorp plek hê nie. Ons sal al sy praktyke uitroei en hier sal die Here gedien word. En wat het geword? Van die afgode, die aanbidding van Diana se tempel in Efese, en Artemis, die seksgodin, die gelukbringertjies wat hulle gekoop het van silwer, opgehou. Mense koop dit nie meer nie. Hulle koop nie meer afgode nie. Hulle dien nou die een ware God. En toe
toes die silversmede, wat nou nie meer geld inkry, nie woede, en hulle wil vir Paulus doodmaak en doodgooi met klippe. En Paulus moet vlug. En hy vlug uit Efese, en hy is terug Jerusalem toe, het op daar in 'n kamer toegesluit, en hy het gesê, ek het nou genoeg swaar gekry vir die Here, kyk hoe werk ek vir die Here, nou kry ek al hierdie tekens, ek is klaar met die evangelie. Is dit waar? Nee, hy gaan van daai dorp na die volgende ene toe, en hy sê, Jesus wil jou red. Die Heilige Gees wil jou in die brand steek. En hy gaan aan, slaat hulle om 49 houe, of 39 houe. Hulle slaan hom 5 keer. Hulle hom klaar geslaan en gaan in die volgende dorp maar aan preek hy weer. Hulle hom op 'n plek met klippe gegooi, dat hulle gesê, hy's dood. Hy draai hulle rug op, as ook doodgegooi met klippe, die klippe lê hy is weg. Hy staan op uit daai dood uit. En hy gaan preek weer. Hy was oortuig dat Jesus leef, dat Jesus red, en dat hy 'n roeping het. Kom ek lees een van die baie mooi verhale, is die Korintiër gemeente. Het maak ons so duidelik, om te sien dat alle Christene is nie vervul met die Heilige Gees. Hier's 'n klomp Christene. Nou moet jy hoor, hier's van hulle wat in tale praat. Hier's van hulle wat gawes in hulle lewe ervaar. En dis hoekom Paulus wil skryf, maar julle lewe is nie reg nie. Al het julle die gawe van tale, engele en mense, maar julle het nie liefde nie, is dit niks. Want die vrug van die Gees, die bewys dat die Gees jou lewe vervul, is dat jy nie so vol van jouself is, maar dat jy nederig en liefdevol is, en omgee vir mense. Nou skryf hy vir hulle, luister net bietjie hier. Broers en susters, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Julle is nie onder die Gees se beheer nie. Julle sit hier in die gemeente, maar julle is nie onder die Gees se beheer nie. Julle groei nie geestelik nie. Ek moes met julle praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Julle is in Christus, julle is in die geloof, julle is kinders van die Here, maar julle bly babiekies, julle word nie geestelik volwasse nie. Julle wil net in die kot lê, in die wiegie, en huil vir 'n titiebottel. Plaas dat julle groot word en opstaan en babas verwek en babas in die lewe bring en babas versorg. Julle gee nie om vir die wêreld daar buite in die Korintiërs. Ek moes julle met melk voed, want julle kan nog nie vaste kos eet nie. Want julle kan dit nou nog nie verteer nie, en julle kan dit ook nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Hy sê, weet jy, julle is net soos hierdie mense hier buite die kerk. Julle praat soos hulle, julle is so lui soos hulle geestelik, julle is net so skelm, julle is net so onsedelik. Wat gaan aan in hierdie plek? Hoor die mense is onsedelik en geraak uit die bediening omdat hulle ontrou was, omdat hulle die basiese goed nie reg doen nie. Hulle lewe nie soos Christus nie, dan is hy nogal 'n dominee, of hy's 'n ouderling. Daar kom jaloesie, hy sê, hoekom noem hy hulle wêreldse mense, soos die wêreld lyk en leef? Hy sê, want daar kom jaloesie voor. Julle gun mekaar niks nie. Die een wil belangrik, ek is by die poedingtafel, jy gaan nie hier my poedingtafel kom vat nie, ek is die ene die belangrike ene hierso. Ek is die myn peanut in die pakkie, los my, dit is my afdeling. Jaloers, wie ons hy nou dink sy is om dit te kom doen, en wie is hy nou wat nou dit wil kom doen? Hy sê, daar is jaloesie onder julle, en julle stry, julle twis met mekaar. Is dit nou die vrug van die Gees? Nee, dit is die vrug van jou ou natuur. Julle twis onder mekaar. Julle steek mekaar in die rug, julle praat kwaad agteraf. Julle is in partyskappe, julle is verdeeld. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Geliefdes, het jy die punt? 'n Christen kan weer onder sy ou natuur begin jaloers raak, begin stry, begin verdeeldheid skep in die gemeente, begin kwaad praat, en die Gees een kant stoot, en ophou geestelik groei. Nie meer geestelik groei nie, gaan geestelik stilstaan. Jy is nie vervul nie, jy is nie onder die beheer van die Gees nie. Is dit miskien die eerste keer jy hierdie boodskap hoor,
Dat as Christen jy die Here bedroef, die Heilige Gees bedroef. Dat jy hom teestaan. Dat jy onkundig is oor hom. Dat hy nie jou lewe beheer nie. En dit is teen God se wil. As jy in die kerk is, moet jy weet, die kerk is die plek wat aan die brand is vir Jesus. Wat bereid is om alles te gee vir hom. Wat vol is van die Gees van die Here. Hy gaan aan in daai gedeelte gaan lees die res van 1 Korinte 3. Dan vra hy Dominee Gert om dit nou te verduidelik. Hy sê, julle sal almal gered word, want julle fundament is Christus. Julle gaan nie hemel toe. Maar party van julle gaan gered word met skade. En ander van julle gaan gered word met loon. Hoe's daai? Ek dink alle Christene gaan maar net die hemel toe. Party met skade gered, party met loon. Hy sê, want wat gebeur? Hy sê, julle bou op die fundament Christus. Julle is Christene, so julle bou julle lewe op die fundament Christus. Maar waarmee bou julle? Party bou met hout, strooi, stoppels. Wat gebeur in die oordeelsdag? Daar kom 'n vuur van God se oordeel oor jou lewe. En dan verbrand hy al hierdie strooi en stoppels. Ja, jy word gered. Maar alles wat jy in jou lewe na jou bekering gedoen het, is tot niet. Daar's niks wat waarde het nie. Jy word gered, maar met skade. En dan is daar mense wat na hulle bekering, die fundament is Christus. Nou bou hulle op die fundament met goud, met silwer, met edelstene. En dan kom die vuur en hy brand oor alles, niks verbrand nie. Hulle gaan met al hierdie goud en silwer en edelstene, gaan hulle die hemel in. Met loon word hulle gered. Jy sien hoe ernstig is dit om geesvervuld te lewe. Hoe ernstig die Bybel is daarop om vir ons te sê, moenie babatjies bly wat net wil ontvang nie. Word volwasse en begin dien. Begin goud gee vir mense. Begin goud afsmeer op ander. Begin om met dinge besig te wees wat ewigheidswaarde het. Dinge wat sal bly vir ewig. Moenie julle besig hou met sulke beselagtigheid en nonsens wat gaan, dis niks werd nie. In God se oë is hierdie goed niks werd nie. Is ons besig met geestelike dinge? Is ons besig om die Gees toe te laat, om deur ons te werk, mense te seën, mense te verryk, mense se lewens te verander? Bou jy met strooi, met gras of met goud? So daar het ons nou die antwoord. Ons is almal gevul met die Gees as ons Christene is. Maar ons is nie almal vervul nie. Want dit hang af wie's in beheer van jou geestelike lewe. Jou ou natuur wat nog daar is, of die Gees van God. Wie gehoorsaam jy? Dit wat ek voorlus is en waarvan ek hou en ek is bietjie lui en my ou natuur is gewoond om so, of gehoorsaam jy die Gees van God, ongeag wat dit kos, as jy bereid om hom te volg. Kruisig jy jouself. Hou jy hierdie ou natuur dood aan die kruis. Die kruis is die galgoud, dis die doodsteken. Ek doen dit nie meer nie. Weg met jou begeertes. Is nie meer deel van my lewe nie. Ek kruisig my ou natuur en my selfsug. Of ignoreer jy die Gees as hy met jou praat? Weerstaan jy hom? Bedroef jy hom? Draai jy vrug van die Gees? Werk die gawes in jou lewe? Getuig jy deur die Gees? Ek het vir jou hierdie 3 sketse gewys. Die eerste ene is die ene waar Christus buite staan en ek self in beheer is. Ek dra die kroon. En daarom is my belange lekker deur mekaar. Maar hierdie is 'n ander moontlikheid. Christus het in my lewe ingekom. Hy is binne in die sirkel. Kan jy sien, hy is in die sirkel. Maar my ou natuur het weer oorgevat. Ek is een van hierdie lou Christene. Ek is een van hierdie Christene wat weerstand het, ongehoorsaam is aan die Gees. Die Gees, die kruis is in die sirkel, maar hy is nie in beheer nie. Daaroor is hierdie kolletjies lekker deur mekaar. En toe het ek gesê, dis wat God se begeerte is. Dat hy in die sentrum van my lewe die kroon dra, dat Jesus die Here is van my lewe, die een wat my beheer deur sy Gees. En daarom kies ek teen my ou natuur. Ek sterf daagliks in myself. Ek neem my kruis elke dag op en sterf in myself. So waar is jy? Wat een van hierdie 2 sketse is jy?
Wees eerlik. As jy die linkerkant daai ene is, hierdie kant, dan is die vraag, wil jy nie die gees van die Here vra om jou te vervul nie? Jy weet nou wat dit beteken. Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Wel, weet net, dis God se standaard. Dis hoe 'n Christen moet wees. As jy nie vervul is met die Gees, is jy buite sy wil. Jy nou tyd, maar ek wil vir julle my storie nog vertel. Toe die Here dit vir my kom sê het. Jy's buite my wil. Want jy is nie vervul nie. Die Here vra alles. Hy vra alles. If he's not Lord of all, he's not Lord at all. Jy volle beheer van jou lewe, volkome aan die Here Jesus en die Heilige Gees oorgegee. Jy hom gevra om oor te neem. Hier het bedoel. Of is jy een van hierdie Christene in Laodicea, waar Jesus kom, net hy het die brief geskryf, Openbaring 3:16. Jy ken Johannes 3:16, jy moet Openbaring 3:16 ook ken. Omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Moet jy dink jy is aanvaarbaar vir die Here? Met so 'n bietjie van die wêreld en so 'n bietjie van God. Ek is daarom nie soos die heidene nie, ek is nie soos hierdie ongelowiges, hierdie verskriklike sondaars, ek is daarom nie so nie. Maar ek is ook nie voluit oorgegee aan die Heilige Gees en aan die brand vir die Here nie, sy Gees vervul my nie. Die Here sê, as jy lou is nie sy standaard nie, hy gaan jou uitspoeg. So wat is die opdrag? Efesiërs 5:18 het 'n opdrag, hy sê, laat die Gees julle vervul. Dis 'n opdrag. Laat die Gees toe om jou te vervul. Dis God se standaard. Moenie dronk word van wyn nie. Jy weet hoe is iemand wat onder die invloed van drank is. Hy is nie homself nie. Hy begin anders optree. Hy was hierdie skaam, teruggetrokke introvert. Klep 'n paar doppe in. Nou praat hy met almal. Nou staan hy op die stoel en hy hou sommer 'n toespraak. Weet jy wat doen alkohol aan 'n mens? Jy hou jou afsydig, maar nou dat ek onder die invloed is, nou is ek almal se pel. Ek het almal om die lyf. Nou druk ek. En ek is so liefdevol. Nou dat ek onder die invloed van alkohol is, nou gaan my hande oop, my beursie is nou oop. Nou wil ek net gee. Sneeu skink val, die man nog dop. So op ou Jan se rekening. Jan se hart is nou vol van alkohol. Nou sê hy, dis wat moet gebeur. Ons moet onder die invloed kom van die Heilige Gees, nie onder die invloed van drank nie. Hy sê, want dan gaan die Gees van die Here ons anders maak. Gaan hy hierdie skaam teruggetrokke Christene in die bovertrek vat en hulle in Jerusalem laat instap en mense gaan tot bekering kom. Het jy vir die Here lief bo alles? Regtig? Kan hy met jou maak wat hy wil? Sy toekoms vir jou. Is jy bereid om die volle beheer van jou lewe vir hom te gee? Kan hy jou kom verander? Net soos hy wil. Is jy bereid om met alles wat sonde is te breek? Of is daar nog sonde wat jy aan wil vashou? Is jy bereid om te kies teen jou ou natuur, jou ou geaardheid, jou ou lewe, die wêreld, die sonde? Lukas 9:23 sê, as iemand my wil volg, en my disipel wil wees, moet hy sy kruis opneem, homself verloon en my volg. Dan gaan jy moet kies teen jou ou natuur. En ek het vir jou 'n wonderlike belofte. In Johannes 5:14 sê, as jy iets vra volgens God se wil, gaan hy dit vir jou gee. Nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. Is dit sy wil om jou te vervul? Ja. So as jy hom vra, dis sy wil, hy gaan dit doen. Hy beloof dit hier. Glo sy woord. En hy sal ons gebede verhoor as ons iets vra volgens sy wil.
Wat sê Lukas 11 vers 13? Hier staan, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Goed, as jy gevra het, sê hy sal hy gee, soos jy klaar gevra het, dan sê jy dankie. Dankie vir die Gees wat nou die beheer geneem het. Jy hoef nie te wag vir 'n bewys nie, vir een of ander gevoel of 'n ervaring nie. Galasiërs 3:14 sê, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Vra net en hy sal gee. Geef vir elkeen kans om Heilige Gees te vra om te vervul. Wil jy dit vra? Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir u woord, wat u hart vir ons openbaar. U het so 'n wonderlike plan vir ons lewe. Maar ons ou natuur keer ons en hinder ons. Here Jesus, dankie dat u vir my sonde aan die kruis gesterf het, ook vir my eie willigheid en my koppigheid. My wêreldsgesindheid, my ongehoorsaamheid, my weerstand teen u Gees, en dat ek vir sonde nog plek gee, vergewe my. Dankie Jesus, vir goeie Vrydag, en vir die offer wat u gebring het, en dat daar by u vergifnis is. Dankie dat u elke hart wat nou sy sonde bely, vergewe en vryspreek. Maar Here, ek wil nie net hê my hart moet skoon wees nie, ek wil vol wees van u Gees. Heilige Gees, kom neem nou die volle beheer van my lewe. Kom verander elke deeltjie, elke faset van my lewe soos u wil. Stuur my waar u my wil stuur. Gebruik my soos u my wil gebruik. My toekoms is nou in u hande. U wil is my grootste begeerte. Dankie dat ek vir u kan vra, Heilige Gees, vervul my nou. En dat ek weet, dit is u begeerte ook. Hoe lank wag u nie om my lewe te se beheer volkome oor te neem nie? En ek bedoel dit nou, u weet is waar. Ek wil nie meer lewe nie, u moet in my lewe. U kan met my maak net wat u wil. Kom o Here Jesus, word die Here en die koning van my lewe, vat die kroon en vul my Heilige Gees, neem die volle beheer nou van my lewe en my toekoms. En dankie dat ek weet as ek dit vra, het is u wil, en u sê, as jy my wil vra, sal ek dit doen. Dankie o Gees van God, dat u my nou vervul. Dankie dat u nou die beheer neem. Dankie daarvoor, Jesus. Help my om nou gehoorsaam te bly en geesvervuld te lewe. Amen. Ek wil vra dat ons twee na mekaar. Hier is my hart, my lewe. Vat die beheer en maak met my soos u wil. Dankie dat u dit doen, want dis u begeerte. Hou my nou gehoorsaam aan u Gees, en lei u vir my, ek sal volg waar u heen gaan. En dankie, dat u my gebed gehoor het, of ek iets voel of beleef, maak nie saak nie. Ek gaan dit dalk later voel en beleef. Maar ek weet nou, my kontrak met u staan vas. Jesus is my koning. Heilige Gees, u kan my lei, en u is nou in beheer. Maak met my soos u wil.